so the old drunken cry. Oh, to my truth is at last I lay down. I won't cling to the old broken ground. I'll exchange it someday for a crown. On that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear love of God left His glory to bear it to Calvary. Oh, so I'll cherish so for a crown. Let's just sing it again, please. Oh, so I'll cherish the old crown. Till my truth is at last I lay down. To the old rugged crown, I'll exchange it someday for a crown. I'll exchange it someday for a Goeiemôre aan elkeen. Baie welkom by ons vanoggend. Almal hier teenwoordig en so ook op Facebook. Are you happy to be here this morning? Say we can, amen. Amen. Hallelujah. Al die besoekers, kan julle julle hande opsteek asseblief? Visitors. Welkom by ons vanoggend. Dit is baie lekker om julle te sien. Van waar af is julle? Hierso? Daarso? Daai kant. Oom Follie, van waar is julle nou weer? En Marita daar agter. Welkom aan elkeen vanoggend in die huis van die Here. Afkondigings vir die week. Ons sal aankondig
ons sal op WhatsApp laat weet oor Praise and Worship vanaand. Dan die verjaardag hierdie week. Die 26ste is Frans Boegschwenter en dan die 28ste is Amanda Havenga. Ons huweliksherdenkings was Awie en Martie was gister. Baie geluk. Baie geluk. En dan die 29ste is oom Japie en tannie Betty de Villiers. Ah, nice. So baie geluk. Hoeveel oom Japie? Hoeveel jaar? 61. 61 jaar. Wow. Dit wil gedoen word. Martie, hoe lang is jy en Awie getroud? 47. Oom Folly, hoe lang is julle getroud? Praat hem maar. O, 52. 52. Lekker. Dit is net so goed. Dan volgende Sondagoggend 9uur, selfde plek, selfde tyd. Amen. Kom ons bid net saam. Vader van ons Here Jesus, baie, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend in hierdie huis te wees. To praise and to worship you and to live in a relationship with you. We thank you for your presence this morning. Heilige Gees, ons vra dat U sal beweeg soos wat U wil beweeg, dat U die harte sal aanraak, wie en hoe U dit wil doen vanoggend, en ons eer U, en word dan nou verheerlik in hierdie oggenduur, in Jesus se wonderlike naam. En die volk van die Here sê, Amen. Kom ons staan saam, ons sing lekker saam. 480 in jou boekie, voor ons uitzero. Where shall I go? Oh, where shall I go? Seeking a refuge for my soul. Somebody meet. I need a friend to guide me to the end. Tell me where shall I go? Tell me, where shall I go? Oh, where shall I go? Seeking a refuge for my soul. I need a friend to guide me to the end. So tell me, where shall I go? Tell me, where shall I go? Oh, where shall I go? Seeking a refuge for my soul. I need a friend to guide me to the end. Oh, tell me, where shall I go but to the Lord? Nog een wat samen alsjeblieft. Oh, tell me, where shall I go? Oh, where shall I go? Seeking a refuge for my soul. I need a friend to guide me to the end. So tell me, where shall I go but to the Lord? Oh, tell me, where shall I go but to the Lord? Het enige iemand vir my vanoggend 'n oplossing om enige ander plek toe te gaan as na die voete van Jesus as ons hulp nodig het? Dis die beste plek. Ek het al die plekke probeer. And I'm telling you, I found the right place. It's at the feet of Jesus. Dan kom hy vir ons deur en hy gee vir ons die krag en hy gee vir ons die heerlikheid. Hy gee vir ons daar die deurbraak dat ek en jy kan sê, wow, God is good. Amen. Liedjie 605 in jou boekie. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat 'n liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy is Heer. Kom ons die
Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuilings, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat hier staan. Kom ons sing dit saam. Kom deel nou in ons hoflied, hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op trommel, kom en dans voor God se woord. Kom luister die woorde van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Kom prys op halleluja, kom prys op Is dit nie lekker in die huis van die Here nie? Wie het 'n dankbare hart vanoggend? Wat kan sê, He carried me through this week. Hy maak vir my voorsiening. Halleluja. Ons gaan liedjie 606 sing in die boekie. 606. En de brand, ja de brand.
Halleluja, brand die vuur van die Here in jou. Wat vir jou hoop gee. Dat wanneer die vyand gemors naby jou kom, al die hout en die stopsels, laat die vuur van die Heilige Gees alles net wegbrand. En sê, luister, because he lives, I can face tomorrow. Omdat hy leef, sien hy kans vir môre. Amen. Julle weet, vanoggend is 'n wonderlike spesiale dag. Wat se dag is vandag? Dis Pinkster Sondag vandag. En hierdie dag is 'n dag wat werklik gevier moet word. Dis die dag wat ons die kerk ken soos wat hy vandag behoort te wees. En ek dink ek sal vanoggend so 'n bietjie daaroor praat met jou. Maar Maranatha, Jesus kom weer. Ons het jare gesmag na die water. Ons het jare gebid vir die reën. Here, stuur ons die reën van die Heilige Gees, want die reën bring verandering mee. Ons het jare gesmag na die waters. Ons het jare gebid vir die reën. Here, stuur ons die reën van die Heilige Gees, want die reën bring verandering mee. Dit is Pinkster, Halleluja, en die Heilige Gees sal hier. Dit is Pinkster, Halleluja, en die Heilige Gees sal hier. Dit is Pinkster, Halleluja, en die Heilige Gees sal hier. Dit is Pinkster, Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Kom ons neem ons sitplekke in asseblief. Miskien sit jy vanoggend in hierdie plek met 'n behoefte in jou hart. Miskien het jy vandag in hierdie plek ingekom. Maybe you came into this place this morning because you got a need. Maybe you came into this place because you got a thankful heart. Miskien het jy in hierdie plek ingekom omdat jy nie weet wat môre vir jou inhou nie. But I want to tell you this morning that God knows everything. He knows your inside and your outside. He is very familiar of who you are, what you think, what you do, what you need, in every situation in your life. Glo jy dit vanoggend?
Ek hou van stilte baie keer. The Lion of Judah. 2, 3, 5 in your books. Shall break every chain. The Lion of Judah shall break every chain. The Lion of Judah shall break every chain and give us the victory. Again and again. The Lion of Judah shall break every chain. The Lion of Judah shall break every chain. Jesus, the Lion of Judah shall break every chain and give us the victory. Oh yes, again and again. Come on, let's sing it. Awesome, awesome to be here. Of Judah shall break every chain. Hallelujah. Thank you, Jesus. Of Judah. Oh, shall break every chain. The Lion of Judah shall break every chain and give us that victory and give us the victory. Oh yes, again and again. The Lion of Judah shall break every chain. Thank you, Lord. The Lion of Judah shall break every chain. The Lion of Judah shall break every chain and give us the victory. Oh yes, again and again, and give us the victory. Oh yes, again and again. Hallelujah. Ja. Wat 'n opwindende dag is dit nie vandag om by 'n plek soos Pinkster uit te kom. En toe ek nou so aan die ander kant toe loop, toe dink ek so by myself, Marlof, ek love hierdie plek. En ek love die mense, en vanoggend toe ons so mekaar groet, dog ek, die spontaniteit tussen die mense, en die liefde tussen die mense,
is tasbaar. Amen. Jy kan dit voel. You can actually feel the love between the people in this place. And that is so awesome. It is so different to many places and things that we see and that we experience. Is jy okay? Ek is okay. Ek hoop nie daai Facebook vriende van ons het nou seer geval nie. Yes. Ons groet ook ons Facebook vriende vanoggend. All our Facebook friends all over the world, we really greet you in the wonderful name of Jesus this morning. En elkeen van julle wat hier so sit. Vandag, God is awesome, is it not? Amen. Amen. I want to talk to you about this theme that I got. God is different. God is totally different from us. God is anders as ons. Amen. And Isaiah 55 verse 8 and 9 says, "For my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts." Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë. My gedagtes as julle gedagtes. Ons gedagtes is gewoonlik vir die nou. Amen. Wat gaan ons vanaand eet? Waar gaan ek nou heen? Wat gaan ek môreoggend doen? Dis alles nous. Dis so naby, as jy môre opstaan, is môre al verby. Dan dink jy al aan die volgende dag. So vinnig aan die tyd. Wie kan onthou, jy was nou die dag nog 23? En is nie lang terug nie, is dit? Wie kan onthou, so nou die dag is ons nog op die spoorweg gewees? Nee? Wie kan onthou, jy is nou die dag nog in jou werksomgewing gewees? En all of a sudden is daai goedjies net nie meer daar nie. Wie kan onthou, jou kinders was nog klein gewees? En skielik is hulle buffels. Met respek gesê. Maar God dink aan ewigheid. Hy is 'n ewigheidsgod. Hy het nie 'n begin nie en hy het nie 'n einde nie. Ons sien vandag ons omstandighede. We see today. And we see al hierdie geslagte. Hierdie geslag hier van ons kleinkinders. Wie kleinkinders hierso? Wie se kleinkinders het al kinders? Het jy nou skaam gekry? Want as jy sien niemand steek aan hulle op nie, hou sy maar pap. So ons sien ons kleinkinders en agterkleinkinders en ons sien miskien nou nog die oueres van ons, die wat nou nog 'n vader en 'n moeder het, en ons sien ons kinders, maar God sien al die geslagte. Amen. Even those to be. Hy weet. We look up at our circumstances, but God look at his plan. Sy plan vir jou en vir my. Ons kyk en ons val gou in 'n gat. Oor hierdie omstandighede waarin ons is, God is klaar besig met die plan om jou uit te haal. 'n Mens raak vinnig moeg as dinge nie nou gebeur nie. Wie het ongeduld in jou? Jy wil 'n ding, dit moet nou gebeur. Ek sal vir Mimi vra. Mimi, sal jy asseblief vir my net daai emmer gaan haal? En terwyl ek al vra, loop ek al klaar om te gaan haal, want sy gaan te lank vat. As die dinge nie nou gebeur nie. But you know what?
God never goes into a panic stage. Amen. Because He's in control, Uncle Theo. God never loses His control. God never forgets His promises. Wie van julle het 'n belofte van God? Elke belofte in die woord is myne, is joune. En God sal nooit sy beloftes verbreek nie. Very important thing I noted here. God never misses an appointment. Jeremiah 29 verse 11 says, "For I know the thought that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Is dit nie mooi in Engels nie? Afrikaans is net so mooi. Kyk, ek weet watter gedagtes ek kan gaan na julle koester. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Maar daai hoopvolle toekoms te gee, klink so mooi in Engels. Hy sê, to give you an expected end. Wie van julle het 'n hoop dat die Here vir jou gaan deurkom? Wie van julle het 'n hoop dat die Here vir jou gaan voorsien, soos wat jy dit graag wil hê? He's going to do. He's going to give you that expected hope. That expected end. He's going to give you. God knows everything. Wanneer jy nie weet wat om te doen nie, weet God nog steeds. I want to say that in English. When you don't know anymore, and you don't know where to go and what to do, God still knows. Wanneer ons nie weet wat gaan gebeur nie, wou ons goue onheils uitkoms, nee. O nee, die bal hier gaan nou hier inloop, alles gaan platval. Ons bou vinnig hierdie panic stage goede. Ag nee, want ek weet ek gee sommer op. Come on, julle kyk my so asof julle net dit net met my gebeur. Almal van ons kom op 'n plek wat ons dink, ag nee wat. Ek het nou opgegee. Hierdie ding gaan tog nooit regkom nie. My kind gaan nooit tot inkeer kom nie. My kind gaan nooit gered word nie. Ons begin gou moeg word, Martie. We quickly fall into a pit. But there is something we can learn from the word this morning, and that is in Acts 1. For about 10 days, the disciples and other followers of Christ tarried in the upper room. Hulle het gewag in die bokamer, in die opperkamer. There was no fire, there was no wind, there was no manifestation. Al wat hulle gedoen het, is hulle het gewag. They prayed, they sang, and they waited. Wat doen ons as ons in 'n omstandigheid en ons weet nie wat om te gaan nie? Ons sing nie lofliedere nie, oom Japie. Ek kyk of my 9-mil gelaai is. Of vir myself of vir die een wat my iets aandoen. Ek gaan nie in lofprysing en in gebed in nie. Ek gaan kyk of my polisse reg is. Ek gaan nie in lofprysing en gebed in nie. Ek gaan na die bank toe en kyk of ek 'n lening kan maak. Hierdie ouens for 10 days. They gathered in a place called the upper room. And they tarried. They sang, they worshipped, they believed, and they prayed. Most of all, they waited. What were they waiting for? Ek gaan kyk nogal na 'n interessante ding. Omdat hulle vir 10 dae gewag het, en mense, ek kan nie 10 dae wag vir 'n ding nie. Danny John. Dis verskriklik. Dis 'n verskriklike lang tyd en ek gaan kyk so bietjie na hierdie 10 dae. En ek gaan kyk, is daar 'n sielkundige? Wat sê die sielkundiges? Is daar 'n effek wat op iemand is after 10 days? Of for 10 days? En sy sê en hulle sê it makes you totally cuckoos. Om te wag vir iets. Om iets te verwag. Maar jy ondervind niks.
And while they were busy praying, while they were busy tarrying, whilst nothing was happening, in the meantime, God was preparing the greatest outpouring in the history of man that still has an effect on us 2,000 years later. You hear what I say this morning? Jy mag miskien wag en wag en wag en nie weet wat nie. En jy mag miskien jou kop neerlê en jy gaan niks sien nie. Maar die Here het nog steeds sy plan en sy plan sal uitgevoer word soos wat hy dit wil. Just because you don't see God's movement in your situation does not mean that He is not moving. Amen. I'm going to repeat that. Just because you don't see God's movement in your situation does not mean that God is not moving. God is working often, very in a quiet, lekker unseen. Behind the curtains, God is moving. And then suddenly, there's an act of power. Suddenly, there's a throughput. Suddenly, things started coming right. The disciples were gathered in unity. They were praying. Mary, het geglo, het gewag, het gesing. They laid down a foundation on the words of, it was recorded in Acts 1 verse 8, words of Jesus. Kyk, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle moet wag. Dis nie miskien gaan julle krag ontvang nie. Hy sê, kyk, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Daai sinnetjie sê vir my, something is going to happen. Stem julle saam vanoggend? Dat vir hierdie ouens was daar 'n belofte gemaak deur Jesus, hy gesê het, something is about to happen. Kyk, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Kyk, ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Is dit nie 'n belofte nie? Is dit nie iets wat jy 'n verwagting behoort te hê, something is about to happen nie? Is dit nie miskien waar jy op so 'n plek kom, dat jy weet, something is about to happen. My deurbraak kom. Maar dan kom maar op so 'n plek, dat jy moeg raak. Want 10 dae is lank. God acts sudden. That sudden throughput in your life. Het jy al sulke goedjies ervaar in jou lewe, dat alles net verkeerd gaan? Dit begin by 'n klein dingetjie, en dan kom 'n volgende dingetjie, kom 'n volgende dingetjie, 'n volgende dingetjie, dat jy naderhand so moeg word, want alles word net meer. En selfs die mense wat so naby aan jou is, turn their back against you. And it just becomes too much. Dit begin net te veel raak. En vir dae en maande en weke en jare raak dit baie keer so stil, dat jy niks van die Here hoor nie. Dis mense wat vanoggend al jare sukkel met 'n ding. En dit voel asof jy net nie daardie deurbraak kry nie. Jy weet met wie ek praat vanoggend. Spirit don't make a mistake. It feels as you just can't get through this. It's taken you years and you still battle with it. God is just quiet. There's no throughput. There's no answer. There's no movement. And this is what the disciples went through for 10 days. And then suddenly, a movement from heaven.
You know, there are mothers praying for their children. And I've seen it and I've heard it. They've been praying for their children for many years. And then one day she comes and she phones me and says, my kind het tot bekering gekom. My koning red nog steeds. Genees nog steeds. Amen. Daar's mense wat saai, as predikers wat saad saai, Sondag vir Sondag vir Sondag. Hy gaan huis toe, hy voel alles is nie die moeite werd nie. Dit was maar net nog 'n diens, maar dan kom daar skielik 'n revival. Dan kom daar skielik 'n deurbraak, dan kom daar skielik redding, dan kom hy skielik in 'n kerk en hy sien hoe die gees van die Here werk. Daar siek mense wat vir jare en jare kerk toe gaan. Daar siek mense wat vir jare en jare in 'n bed gekluister sit. I've had a auntie in our church in Boksburg. Sy was 12 jaar in 'n rolstoel vas. Klem. En eendag tydens 'n diens was sy daar, sy het 'n beroerte gehad en sy was 12 jaar in 'n rolstoel. En tydens een van die dienste, toe staan sy op in die naam van die Here en sy het daar ingeloop in daardie kerk daarna totdat sy dood is. I've seen it. I know. Dat het al 12 jaar gevat om op te staan. But God did it. And that is the King I serve. All of a sudden kon sy opstaan. Ek het 'n man gesien, blind in die kerk ingekom het. Jana. En daar is vir hom gebid. En ek het 'n rooi das. Johnny het 'n rooi das met 'n wit hemp aan gehad. Johnny. En daar is vir hom gevra, vir hierdie blinde man, wat sien jy? Hy sê, ek sien 'n wit hemp met 'n rooi das. I've seen it with my own eyes. I know things like this happen. I know that God is about to do something in your life. I know. And we just need to trust Him. Ons het nodig om te glo, ons het nodig om te vertrou. Kyk, ek weet wat gedagtes ek kan gaan by julle koester. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. I believe there are a remnant church, die oorblyfsels van die kerk. Kan julle vanoggend met my saamstem, daar's 'n oorblyfsel van die kerk? Kan julle met my saamstem, daar's soveel van die kerk wat weggedwaal het, wat eerder maar 'n goue kalf gaan bou het en hulle eie dinge begin doen. Ja. Amen? Sal julle met my saamstem, baie kerke het entertainment geword. Sal julle met my saamstem? Baie kerke het die mooiste sangers en al hierdie tipe dinge met die beste klank en die beste alles. Maar daar's 'n kort van die gees. I believe that a remnant church is still praying today, is still believing, is still awaiting. Maranatha, Jesus kom weer. The remnant church is awaiting the last and the greatest outpouring of the Holy Spirit. Joel 2 vers 28 sê, in die laaste dae sal ek my gees uitstort oor alle vlees. The remnant church is not awaiting programs and entertainment and man-made fire. The remnant church, daardie oorblyfsel kerk, is awaiting the movement
and the presence of God. Wie van julle het in 'n verwagting opgekom vanoggend? En ek wil sê, as jy nie met 'n verwagting opgekom het nie, is dit tyd dat jy 'n verwagting begin create nie. Hier binne in jou siel, sodat daar kan weet, Jesus kom weer, hy gaan verandering bring, hy gaan nog steeds die siekes gesond word, die verlorenes gaan nog steeds gered word. You must come with that expectancy. The remnant church you'll find in the upper room, tarrying, praying, seeking, with hunger and expectation. Listen to what I have to say this morning. The remnant church knows that the King will return. Nie 'n gedagte nie, 'n wete. Hy kom terug. Ons hoef niks te create nie. Ons hoef nie net 'n lekker diens te create nie. We got an expectancy. We are awaiting the King of Kings. And in the meantime, we can just see that wave of the Holy Spirit, healing, salvation taking place. When the Holy Spirit starts moving, it changes hearts of people that you can't understand. But when his friends or her friends look at her, they say, dit kan nie dieselfde persoon wees nie. Ek kan dit nie glo nie, kom ons kyk hoe lank hou dit. As jy vashou aan Jesus, sal dit vir ewig hou. Amen. Moenie kyk nie. Moenie bang word nie. Moenie vrees nie. Just hold on to Jesus. Lukas 18 vers 8 sê vir ons iets baie interessant. Sal hy wel geloof op aarde vind? As Jesus terugkom na hierdie aarde toe, as Jesus terugkom na hierdie aarde toe, Martie, want die Seun van die mens het gekom om te soek wat verlore is. 18de versie, 8ste versie. Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen. Maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel geloof op die aarde vind? There's something Jesus will seek when he comes, when he returns. He'll seek those that have faith. Hy sal daai geloof soek. Hy sal hulle soek wat geloof het. As Jesus hier sou inloop vanoggend, gaan hy dit by jou kry. 'n Kosbare edelsteen, geloof. As Afrikaanse liedjie wat sê, geloof, wankel nie, dit vertrou die Heer. While some have turned the church into a theater, while some have turned the church into an entertainment arena, while some have turned the church into an emotional feeling, there's a remnant of people spending time in the upper room. Like the world, they also don't experience a movement. Like the stage, created church,
They are different. They have decided not to build a golden calf. Daar's 'n oorblyfsel van mense, en ek hoop is ek en jy vanoggend, saam met 'n magdom ander op hierdie aarde, wat besluit het, ek gaan vasstaan in Christus, en ek gaan nie 'n goue kalf bou nie. Ek gaan eerder wag vir daardie nuwe stad Jerusalem, wat uit die hemel gaan neerdaal. Uit 'n straat van goud. En as jy na daai straat kyk, en sien jy diep binne in daai goud, so suiwer is dit. Jaspis, safier, gebou, versterk en bewoon deur die Skepper van die hemel en aarde. I want to tell you, behind the scenes of our lives, God is on the move. As an example, my liewe Tannie, Abraham didn't see the complete promise that God made whilst he was still alive on this earth. Hy het nie alles gesien nie. But God is fulfilling that promise he made. Abraham, gaan offer jou seun, sodat ek my seun ook kan stuur. Abraham, kyk na die sterre van die hemel. Kom kyk, Abraham, kyk na die sterre van die hemel, so sal jou nageslag wees. Kyk na die sand van die see, so sal jou nageslag wees. Het Abraham dit alles gesien? Nee, hy het nie, but God is fulfilling his promise. Paul and Peter didn't see all the churches and the movement of the Holy Ghost, everything of it. They experienced some of it. But I never experienced something that would change this whole world 2,000 years later, still in action. That same Spirit of God that was moving on Pentecostal day is still moving today. And it's going to become even greater. In die laaste dae sal ek my gees uitstort oor alle vlees. God keeps and sticks to his promises. Dwayne? As hy vir jou gesê het, gaan na jou kyk, gaan hy na jou kyk. Amen. As hy vir jou gesê het, in Deuteronomium 28, as jy mooi luister, en doen wat ek vir jou sê, sal hierdie jou navolg. Sal jy die kop wees, en nie die stert wees nie. Sal jou bakskottel vol word. Sal jou ingang en jou uitgang bewaar word. Dit is Deuteronomium 28. Julle kan dit gaan kyk. Dis 'n belofte van die 14 en 15 vers in Deuteronomium 28. Sê as jy nie luister nie, gaan hierdie jou navolg. Dit gaan met jou sleg gaan. Ek verkies maar altyd die eerstes. I choose to follow Jesus. I choose to adhere to God's call. En ek gaan hierdie volbring vanoggend om vir julle te sê, the God of Pentecost is on the move. Amen. You might not see it. You might sometimes just feel a fraction of it, but he's on the move. And he's going to do it. And he's going to fulfill all his promises. Ek ry so met Mimi in die week. En ek sê van, weet jy, daar straik iets my nou. Tannie Dottie,
Mens kan nie glo dat sekere goedjies partykeer eers op 'n mens afkom, wat jy eendag net ry en dan dink jy, what? Weet julle wat? God het genoeg tyd om enigiets te doen. Wanneer hy wil dit. Maar dis 'n groter besef wat ek gekom het. Dis nie soos ons wat net 'n beperkte tyd het nie. Dis nie soos ons wat op 'n plek kom, ek en my swaar, Jannie praat met mekaar vroeër in die week op WhatsApp, en hy sê, daar's nog soveel goed wat hy in Paul Roux by sy huis wil doen. Ek sê vir hom, ja, daar's nog soveel goed wat ek en Marlo wil doen. Maar die tyd haal ons in. Is dit nie so nie? Ons van het julle wat nog wil Griekenland toe gaan. Maar die tyd haal jou in, daar's nog van julle mense wat miskien wil maan toe gegaan het. The time is catching up. Daar's van julle wat goedjies na een kant toe geskuif het, jy kan nou nie meer daai motorfiets ry nie. Ek kan nog. Maar daar seker goed wat 'n mens sê, hoor die time is ouwe. En ek maak nou maar vrede. God does it. Wat God wil doen, sal hy doen. En dit vat my te so. Mens dink, Here, die koms van die Here Jesus is so naby en my kinders is nie gered nie. Die tyd hardloop uit. With God, nothing is impossible. He's done. We got to stay on our knees. We got to tarry and wait. We got to pray and worship. We got to glorify Him and stick to that. And never give up. En dan sal ons sien hoe dinge verander. Amen. En as iemand is wat nou vanoggend hier sit en sê, Marius, jy is lekker dom, jy het dit nog nooit agtergekom nie. Wil ek jy sê, ja, maar baie keer besef 'n mens iets groter as net goed wat jy weet. Baie keer praat seker goed met jou omstandighede en dan dink jy, wow, die God van Abraham, van Isak en Jakob is nog steeds. En daarom kan ons hierdie liedjie sing vanoggend. Liedjie 164. Kom hier mee. Daarom kan ons vanoggend weet, God is still in control. Doen slegs U wil, U wil met my. U die potte bakke met my die klei. Vorm my en maak my net soos U wil. Op U slegs wag weer druk en stil. Who wants to stand with me this morning in this house and say, I'm part of the remnant of the body of Christ. Ek is deel van die oorblyfsels. I'm gonna tarry. Ek gaan wag. Ek gaan wag op daardie deurbrake. Want ek weet, by my koning is niks onmoontlik nie. Kom ons sing.
doen slegs U wil hier. U wil met my hierdie potjie bake, met my die klei, vorm my en maak my, net soos U wil. Op U slegs wag. Luister vir my vanoggend kerk. Julle staan vanoggend, ons staan vanoggend hier voor die Here. Maar daar's 'n paar van ons, as dit nie miskien almal is nie, wat vanoggend 'n belydenis nodig het om te doen. Om te sê, jammer Here, dat ek nie altyd wag nie. Dat ek baie keer net my eie kop volg. Jammer Here, dat ek baie keer net my eie kop volg. En nie U die kans gee en verstaan dat U besig is om te werk in my lewe. Dat U besig is om te werk aan my omstandighede nie. Vergewe my vanoggend, Here. En hierdie prediker is die eerste een wat sy hand opsteek en sê, Here, vergewe my. En sê saam met my vanoggend wil sê, Here, vergewe my. I know that I just need to tarry. I need to wait upon the Lord because He is working. He is at work. Prys die naam van die Here. Doen slegs U wil. U wil met my hierdie potjie bake, met my die klei, met my die klei, o vorm my en maak my, vorm my en maak my, net soos U wil. Wat op U slegs wag ek. Op U slegs wag ek. Nederig en stil. Nederig en stil. Kom ons het nog eenmaal saam. Doen slegs U wil. Here, help ons om hierdie pad met U te stap. 'n lofprysingspad, 'n aanbiddingspad. Help us to walk this road. It's not an easy road, Lord. But we know You are working. You are at work. And You will carry us through. Help us, Lord, to understand that and to stay steadfast within You. We glorify You in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Kom ons neem ons plek.
You the God who was, who is, and is to come. Jesus, Jesus, and in you I trust, my life is in your hands. Jesus, you the miracle working God. Wie te verwagting vanoggend, wie te behoefte vanoggend, dan wil ek hê met jou hand opsteek en sê, Here, U gaan vir my deurkom. You the God who was, who is, and is to come. Jesus, and in you I trust, my life is in your hands. Jesus, you the miracle working God. Sing song with me. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Is that the God you trust this morning? You are the God who was, and is to come. Jesus, Jesus, and in you I trust, my life is in your hands. Jesus, you the miracle working God. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.
Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Geliefdes, die genade en die vrede en die almag van God onze Vader wees in sy met elkeen. May you remember that you are the head and not the tail. That you are above and not below. May the Lord embrace you with His love, with wisdom, with knowledge and understanding. May you go from strength to strength. Mag die Here jou ingang en jou uitgang bewaar. Mag jy weet, jy is so spesiaal in die oë van die Here.